Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Kom ons bid saam. Ons Here, ons wil graag vandag vir U vra dat U met ons praat deur U Heilige Gees. Here, dat ons in nederigheid en in afhanklikheid van U by U voete sal kom sit en kom hoor wat dit is wat U vir ons wil sê. Amen. Ons lees vandag uit Lukas 18. Ons lees vers 9 tot 14 en dis hier op bladsy 95 in die Nuwe Testament. Met die oog op sommige mense wat oortuig was van hulle eie regverdigheid en op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het opgegaan na die tempelterrein om te bid. Die een was 'n Fariseer en die ander 'n tollenaar. Die Fariseer het gaan staan en so oor homself gebid. God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is wat roof, onreg doen en egbreek pleeg nie. En ook nie soos die tollenaar nie. Ek vas 2 keer per week en ek gee 1/10 van alles wat ek verdien. Die tollenaar het egter op 'n afstand bly staan en wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my die sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die ander een, het na sy huis gegaan as iemand wie sy saak met God reggestel is. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, maar elkeen wat homself verneder sal verhoog word. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën dat hy die woord hoor en ook daarin gehoor gee. Ek dink daar's een sonde wat mens nie kan uitwys aan 'n ander sonder om dit self ook te doen nie. Julle gaan raai wat die woord is. Elke keer as ek daarvoor 'n gaping los. Is julle reg hiervoor? My naam is Kylie Jenner. Ek word verfilm en ek is bekend daarvoor dat ek en my familie baie bekend is. Ek sê, jong mense vandag is net te lui om te werk en as hulle net sal werk, dan sal hulle elke geleentheid kry wat ek gehad het. Dit maak my skynheilig. My naam is Triple H en ek het in 1 jaar se tyd 20 kg se spiermassa verloor. Ek is die baas van die WWE en X-Course stoeiers wat opkikkers gebruik. Dit maak my skynheilig. Jesus vertel die storie van 2 mans wat op dieselfde dag op dieselfde plek gaan bid het. Een was 'n Fariseer en die ander een was 'n tollenaar. 'n Fariseer was in daardie tyd iemand wat bekend was daarvoor dat hulle die wet van Moses baie goed onderhou het. Hulle was met ander woorde die rein mense gewees. Hulle was 'n sekere groep en hulle was kenners in sake van wetinterpretasie, spesifiek nou die wet van Moses. Mense het van hulle verwag wat ons vandag basies verwag van 'n predikant of van 'n ouderling. 'n Tollenaar in daardie tyd is nie iemand wat in 'n huisie gesit het en tolletjie brei nie. Hulle het die stewige belasting van die Romeinse ryk uit hulle mede-Jode uitgepers. Hulle het ook nog die naam gehad dat hulle dikwels skelm was. Veral dat hulle self verryk het. Hulle het nie net geld vir die Romeine gesteel nie, ook vir hulle self. So nie net werk hulle vir die vyand nie, hulle maak hulle self nog skuldig aan witboortjie misdaad ook. Die naaste wat ons Jan het, is kom ons sê die Gupta familie van die 2010e. Hulle werk baie nou saam met die staat en hulle steel daar waar hulle kan. Nou moet ons ook in gedagte hou. Die storie wat Jesus vertel is 'n gelykenis. In Afrikaans praat ons van gelykenisse. Ek dink dis 'n baie goeie, mooi Afrikaanse woord. Dit sê vir jou wat dit is. Jesus vergelyk 'n moeilike geestelike saak met 'n makliker alledaagse een. Jesus sê die gebeurtenis is soos daai gebeurtenis, of hy sê dis wat die een persoon gedoen het en dis wat die ander persoon gedoen het. Ons gaan nie net vandag ons etiese spiere oefen nie. Ons oefen sommer ook nou ons meetkundige spiere. As ek 'n lyn het wat van noord na suid loop, hoe sou 'n lyn loop wat parallel loop met daai lyn? Dit sou ook loop van noord na suid. As ek 'n lyn het wat loop van oos na wes, hoe lyk sy parallel? Dis reg.
Hy gaan ook van oos na wes. Die Duitsers en die Engelssprekende lande praat van 'n gelykenis as 'n parabel. Dis een storie wat parallel loop met 'n ander een. Dis een lyn wat langs 'n ander lyn loop om die eerste lyn beter te verduidelik. So Jesus vertel nou 'n storie spesifiek om 'n punt te maak. En hy maak twee karakters op wat nie regtig bestaan het nie. Dis baie belangrik, ons kan nie in hulle geskiedenis gaan ingrawe nie, want hulle is nie regtig nie. Daarom, omdat hy die mense die persoonlikhede gegee het wat hy kon, gee hy vir hulle oordrewe persoonlikhede. Geen fariseer sou sommer so op die straathoek staan en bid, of spesifiek bid dat hy beter is as die een wat nie ver van hom staan en bid nie. Geen tollenaar sou sommer erken het, veral in die openbaar, dat hulle skelm is nie. En daar's ook nie noodwendig bose bedoelings agter die gebed van die fariseer nie. Ons het nie rede om te glo dat die fariseer wat Jesus van praat, nie alles gedoen het wat hy sê hy doen. In Afrikaans het ons self ook 'n gesegde wat sê, dit kon ek gewees het. Die Engelse weergawe hiervan is bietjie meer gewyd, sowel as 'n bietjie langer. Die Engelse sê, there, but for the grace of God, go I. Was ons nie ook al dankbaar dat ons nie 'n vullisblikte hoef te krap om te eet nie? Was ons nie ook al bly dat ons nie hoef te steel nie hoef te roof om aan die lewe te bly nie? Het ons nie ook al gesê, maar dankie dat ons nie soos hierdie storie is wat ons nou van gelees het, of op die TV gesien het nie. Hierdie kan opregte gevoelens wees, met die beste van bedoelings. Maar ek wil nou graag 'n meningspeiling doen. Ek wil graag hoor wat dink die gemeente. Wat sou ons verkies? Iemand wat altyd onthou om die deur te sluit, of iemand wat altyd daaroor jammer is? So nou opsie A, jy is getroud, en jou eggenoot vergeet nooit om die huis toe te sluit as julle uitgaan nie. Opsie B, jou man of vrou los altyd die deur oop, die huis is nooit gesluit nie, maar elke keer is hulle baie jammer daaroor. Ek weet nie van julle nie, maar ek gaan met opsie B, ek gaan met opsie A. Meeste van ons sal opsie A verkies, saam met al ons besittings, want dit help immers nie iemand sien hulle gedrag as 'n probleem, maar hulle doen absoluut niks daaraan nie. Dan help dit mos nou iemand wat willens en wetens jou vir die gek hou, nie waar nie. So ons lees nie dat die tollenaar sy gedrag verander het nie, maar net dat hy baie jammer is daaroor. Die fariseer aan die ander kant, baie goeie lewe gelei. En dan is hier nog 'n verskynsel wat vers 14 bevat en wat die hele gelykenis in 'n ander lig verwerk. Ek gaan dit vir ons probeer verduidelik, sonder dat ons heeldag hier sit. Daar's 'n rede hoekom klassieke Grieks die reputasie het wat dit het onder teologiestudente. Elke woord het een van 3 geslagte, werkwoorde het 7 verskillende tye. Afrikaans het 2. En die verlede tyd is maar net 'n ge by. Meeste ander woorde het 4 verskillende forme, afhangende van die woord se funksie. Grieks het ook voorsetsels, nes ons het in Afrikaans. Wat is 'n voorsetsel? Die vrou staan onder die dak. Die man sit buite die huis en braai. Die twee loop langs mekaar. 'n Voorsetsel is 'n woord wat een woord of een voorwerp se verhouding teenoor 'n ander woord uitdruk. Wat is die woord van daardie woord? Die voorsetsel wat ons in vers 14 kry, maak dat in Grieks die sin nie lekker sin maak nie. Ons kan dit nie regtig die eerste gedeelte van vers 14 in Afrikaans vertaal nie. As ons dit sou letterlik vertaal, kry ons min of meer iets soos die volgende. Vir julle sê ek, hierdie een het afgegaan na sy huis, geregverdig, of die ander een. Daardie eerder as die ander een, waar ons 'n keuse moet maak tussen die tollenaar en die fariseer, dis self deur die Bybelvertalers ingesit. En dis 'n gewilde vertaling,
maar dit is nie deel van die oorspronklike teks nie. En is dit nie so deel van ons geestelike samestelling nie? As Jesus praat van twee mense, dan moet een mos goed wees, en dan moet die ander mos nou sleg wees. Dis hoe ons gelykenisse aan gewoond is. En dit is nie noodwendig die geval nie. En dis die ongelooflike kuns van vandag se skriflesing. Sodra ek kies om die tollenaar, om die gewone ou te prys, terwyl ek die fariseer sleg maak, dan raak ek self die fariseer. Jesus is die enigste persoon wat die gelykenis mag vertel, want hy is beter as ons. Hy is sonder sonde, hy is die seun van God en hy is self ook God. So Jesus mag hiervan praat. Ons kan nie hiervan praat nie. Hoekom nie? Want is my eie sonde dan soveel minder en soveel minder ernstig dat ek iemand anders sin as te groot vir God kan bestempel. Kom ons sê, volgende week met nagmaal, dan het ek 'n nagmaalkelkie wyn en ek mors daarvan uit op my hemp. Iemand anders gly dalk na die diens en hulle val dalk in die modder met hulle hemp of hulle blouse. Nou kan ek mos nie, omdat my hemp net 'n bietjie vuil is en hulle sin baie vuil is, vir hulle lag want hulle het 'n vuile hemp aan. Albei kledingstukke sal gewas moet word. En so is almal of ons nou 'n klein bietjie sonde het en of ons nou baie sonde het, so is ons eintlik skuldig voor God. En dis wat ons doen as ons dink, ander mense se sonde maak ons beter as hulle. Ons lag vir die een wie se hemp net 'n bietjie vuiler is as ons. Nou kom ons by die groot kanon van die dag, die reformatie. Dit was die laaste dag in Oktober 1517. En wat op die eerste hervormingssondag gebeur het, is eintlik hoe ons skriflesing in aksie kan sien. Meer as 500 jaar gelede het die Katolieke Kerk aflaatbriewe verkoop ter vergifnis van sonde. Een van die kardinale was gesê, jy moet geld insamel vir die Sint Petrus Basilika in Rome, en dis nou die aflaatbriewe wat hulle verkoop het. Martin Luther het op die 31ste Oktober 1517 'n 95 punt lang argument oor hoekom dit nie so kan wees nie geskryf. Nie net kan 'n mens nie jou sonde wegdoen deur geld te gee of liefdadigheidswerk te doen nie. Ons kan niks op dese aarde doen om ons verlossing te verdien nie. Absoluut niks. Dis 'n geskenk van God. Al wat ons kan doen, ons kan dit hoogstens aanvaar en dan kan ons met dank teenoor God leef daarvoor. Dis wat Luther se gedagtegang was. Wat sal die volgende stap wees, dink julle, as die reformatie vandag gebeur? Vandag stig mense af. Hulle bring hulle eie kerkverbande tot stand. Nou ek is nie skynheilig as ek dit sê nie, want sonder afstig was daar nie 'n NG Kerk nie. Dis nie dat ek nou mense kritiseer wat hulle eie kerkverbande stig nie, ons is deel van die probleem. Ons is net so lekker skuldig hieraan. Maar dis nie wat Luther gedoen het nie, ten minste nie oorspronklik nie. Hy het sy verskriklike lang brief met die 95 argumente na die plaaslike biskop toegestuur, wat dit net so na die paus gestuur het. Daar was 'n vergadering tussen Luther en paus Leo X, en op die ou end het hulle net op mekaar geskree. Daar was geen argument gewees nie, daar was geen verstandhouding gewees nie, hulle het net op mekaar geskel. Een van Luther se beweerde stellings was, die heiligheid is nie verhewe bo die skrifte nie. In die oomblik wanneer jy vir iemand sê hulle is 'n ketter, kan jy nie meer geestelik met hulle gesels nie. Nou, Luther was nie 'n volmaakte man nie, niemand is nie. Luther sê hiermee het hom 'n paar keer in die sop geland, maar die kerk wou toe vir Luther opsluit, toe help 'n kardinaal wat hom gesteun het om te ontsnap. Die ou se naam was Christoph Langenmantel. Ek moes dit net met julle deel, want wat 'n fantastiese naam is dit. My naam is Christoph Langenmantel. En die storie raak toe 'n politiese spel, want daar was staatsmanne wat die invloed van die kerk wou verminder om hulle invloed meer te laat word, en daar was mense wat vir die kerk gewerk het, wat gehou het van die invloed wat die destydse kerk hulle gegee het. So of jy vir paus Leo gesteun het en of jy vir Luther gesteun het, dit het baie keer afhang van watter posisie het vir jou die meeste gegee. En die hartseer hiervan is dat Luther wou nooit sy eie kerk stig nie.
Wat hy wou doen, is om die misbruik binne die destydse kerk stop te sit. Die reaksie op hierdie aanmaning van hom was nie om die gebruik van die sondebriefies te regverdig nie. Dit was om hom persoonlik te beskuldig van kettery en dwaalleer en om hom sleg te maak. So Luther sê, ons kan nie sonde vir geld vergewe nie, net God kan sonde afskryf. Die reaksie hierop was, maar jy is besig met dwaalleer. Jy weet nie waarvan jy praat nie, jy is 'n agent van die duiwel. Dit was ook nie baie lank daarna nie, en die kerk stop toe die verkoop van die aflaatbriewe. Luther was reg. Net God kan sonde vergewe, dis wat die destydse Katolieke kerk toe ook gesê het. As daar tussen 1517 en 1521 bietjie meer geduld was, bietjie meer naaste liefde, dan was ons dalk nog een kerk gewees. Ek dink nie Jesus vra vandag vir ons om onsself elke dag voor God in die stof in te kastei. Ek dink nie die boodskap van Lukas 18 is, maar ons moet onsself ook op die bors klap en ook neerval in ons skuld elke dag die hele tyd en vir God sê hoe sleg ons is nie. Ek dink net Jesus sê vir ons dat ons nie beter is as iemand anders nie, selfs al is ons reg. As ek iemand anders veroordeel, met die oordeel wat vir God toekom, dan is ek wat? Dan is ek skynheilig. Amen. Ons Here, ons lewe in 'n wêreld waar teologiese waardes, Bybelse beginsels so misbruik en uitgebuit word vir persoonlike gewins. Here, ons sê ons is 'n Christelike organisasie of ons is 'n Christelike groep. En dan maak ons ander mense so sleg in die proses dat ons eintlik self die fariseer word. Here, help ons dat ons nooit ander mense van dweepery of skynheiligheid sal beskuldig nie, want in die proses raak ons dit self. Help ons om nederig te bly voor U. Help ons om eers ons eie sonde raak te sien. En help ons om eerder toonbeelde te wees van U liefde en van U genade. Amen.